Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se Goeiemôre gemeente. Kan jy my nou hoor? Daar's hy nou. Wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te wees vanoggend. Geliefdes, vanoggend is vir ons weer 'n wonderlike dag waar ons die Here kan ontmoet en by hom 'n boodskap kan kry. Ons wil u vanoggend vra om ook hier waar ons saam is, die Here se teenwoordigheid te beleef en ook so by die Here te hoor wat hy vir u wil sê. Geliefdes, ek wil vanoggend begin deur om aan die te bid wat swaar kry. Ons bid vir tannie Anna Botma, vir tannie Sonja Slebush, vir tannie Frikkie van Staden, oom Pieter Booyens, tannie Margaret Fourie, tannie Christine Bronkos, vir Estie Murray, en dan ook vir oom Norman Best, oom Gert Kreer. Oom Gert Kreer het ook 'n beroerte gehad, ons bid baie vir hom. En ook dan vir Inelise Burger. Dit klink my sy het haar galblaas ook laat verwyder. Dit is ook 'n groot operasie gewees. Geliefdes, en dan vanoggend groot nuus vir ons gemeente eintlik. Baie van u sal hom Koot Potgieter ken. Hy is baie jare hier gewees en vroeër jare was hy ook deel van die kategese en van die jeug gewees. Hy het baie gedoen vir hierdie gemeente. Oom Koot is gisteraand 11:00 is oom Koot oorlede. En so ons dink aan tannie Annetjie en ons bid vir haar en 'n gesin. En dan geliefdes, dan dink ons ook vanoggend, dit is vir my belangrik geweest om dit vanoggend te noem, ook vir ons boere. Ons bid ook vir hulle vir die reën. Geliefdes, ek het so 'n bietjie in die week het ek gaan huisbesoek doen daar op die plase uit en gesien daar is maar baie plekke waar dit maar ook droog is. Ons weet dat wanneer dit kolle reën, dan is dit is soos daardie geval wanneer jy kyk na jou buurman en dan sê jy vir die Here, dankie dat dit daar reën, maar Here, sal jy asseblief laat dit bietjie hier ook reën. En so ons weet dat daar is baie plekke waar dit ook steeds droog is en so ons wil vanoggend ook daarvoor bid. So geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, ons maak op U staat. Here, ons vertrou op U in tye wanneer ons swaar kry en wanneer ons ly. Want Here, daar is maar baie keer wanneer ons dink mense gaan ons help, wanneer ons dink mense gaan ons bemoedig of ons kragte opkry. Maar o Here, veel keer is ons nie al teleurgestel en staan ons maar net weer verleë met leë hande. Maar wanneer ons na U toe kom, Here, dan gee U ons krag, want al is ons maar kleipotte wat maklik breek. U gee ons altyd genoeg krag om aan te gaan. Ons bid, Here, vir die wat swaar kry vanoggend en die wat siek is. Ons vra, Here, dat U vir hulle genesing sal bring en herstel. Ons bid ook vir die Potgieter gesin, vir tannie Annetjie en vir Dwayne, vir Henny en sy gesin. Ons bid, Here, dat U hulle ook sal dra in hierdie tyd, met groot verlies van hom Koot. Here, ek bid ook so vanoggend vir ons boere. As ons so uitkyk op ons lande, dan is ons dankbaar, Here, vir die reën wat ons wel gekry het. Ons kan nie genoeg dankie sê nie, Here, dit is vir ons wonderlik om te sien dat U steeds voorsien. Maar Here, ons vra vir daardie dele wat nog nie water gekry het nie, daardie dele wat dors na die reën, dat U ook dit daar sal stuur. Want daar is steeds nood, Here, en ons vra vir hulp. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart, met vreugde. Kom ons sing saam. Ons sing saam met lied 464, ons sing vers 1 en ook vers 3, O Heer, my God. Kom ons sing hierdie pragtige lied ook saam.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus ons verlosser en redder, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord nou op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing dan hartlik saam uit lied 212 vers 1 en vers 2. Loof die Here, hy is goed. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here, ons God, is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Net ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons dan ons skuld bely deur te sing uit lied 230 vers 1. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge.
en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing uit lied 205 vers 1 en 3. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here, ons verlosser, en dan bid ons ook saam. Kom ons sluit die oë. Heilige Here, ons nader U vanoggend en vra U Here om ons te lei, dat ons vanoggend mag leer wat die evangelie is. Here, ons glo in U, ons vertrou op U, maar Here, ons soek nie altyd na U nie. Ons soek na baie dinge, Here, in hierdie lewe, ons probeer om baie dinge te vind, probeer om 'n waardige en goeie lewe te lei, ook suksesvol te wees. Ons is baie op soek daarna, Here, en in die proses verloor ons U. Ek vra, Here, dat U vanoggend ons sal terugbring na ons knieë toe. Dat ons gedagtes, die stemme wat ons so maklik oorweldig, dat
dat ons dit eenkant vanoggend sal laat. Dat ons bereidwillig sal wees om te luister, Here, na dit wat U wil sê. Om dit in te neem in ons harte en om werklik waar onsself te bekeer. Maar dit wat U vanoggend vir ons wil sê, Here, dit is die ware evangelie. En ons vra daarvoor. Ons smag daarna. En ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en redder. Amen. Geliefdes, vanoggend se skriflesing is 'n ou bekende skriflesing. Dit is een van daardie verhale wat mens nie eers net uit die Bybel uit hoef te lees nie. Dit is selfs iets wat ongelowiges goed ken. Mense wat nog nooit 'n Bybel oopgemaak het nie, sal die gelykenis wat ons vanoggend saam lees ook ken. Dit is daardie ou gelykenis van die verlore seun. Dit lees vir ons, dit kom uit Lukas 15 vanaf vers 11 tot 24. Dit is so eintlik maar die eerste deel van hierdie gelykenis. En dit lees vir ons, geliefdes, soos volg. Dit sê vir ons: Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: Pa, gee vir my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe getrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in die land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land se gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê: My pa het wie weet hoeveel dagloners. En hy het almal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van honger. Ek sal dadelik na my pa toe gaan. Na my pa toe teruggaan. En vir hom sê: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense: Maak gou, bring klere, bring die beste en trek vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hoe lyk
jou droomsalaris? Hoe lyk jou droomsalaris? Moet vra, hoe lyk jou droomkar? Hoe lyk jou droomhuis? En deesdae mense dalk vra, hoe lyk jou droommeubels? Dit raak deesdae net so belangrik, nê? Nee. Hoe lyk jou droomvrou? Of jou droomman? Hoe lyk jou droomvriende? Of, kom ek vra uiteindelik, hoe lyk jou droomlewe? Word wakker, ons droom nie nou nie. Gemeente, word wakker, jy is nie nou aan die slaap nie. Hou op droom van jou lewe, want hier is jy vanoggend, steeds ver weg van alles wat jy droom. Dit is asof ons droomlewens soos 'n refleksie op die waters van die Vaalrivier verby ons verbygaan. As ons kyk na ons refleksie en ons reik daarna uit, dan splat ons al daai water te mekaar en dit is weg. Ons droomlewens, ons droomwense en alles wat ons wil hê is soos om vlinders te vang. Jy weet, oomblik wanneer jy hom in jou hand het, as jy jou hand oopmaak, dan is hy alweer maar net weg. Dit is soos daardie donkie wat wortel voor hom vasgemaak is. Hy loop elke dag rond en probeer om by die donkie uit te kom en hy kom net nooit daarby uit nie. Hy probeer om dit te eet, maar dit is net elke keer te ver weg. Ons droomlewens is altyd op die afgrond van iets en die horison voel net altyd te ver. Welkom by die lewe. Dalk is jy nog jonk. Is van julle wat nog baie jonk is. En die lewe is soos trappe wat jy klim. Dit is soos wanneer jy graad R toe gaan. My jongste seun klein Ryan is hierdie jaar graad R. Wat 'n groot mylpaal. Hy het op daai trappie geklim en dit is alles wat hy wou gehad het. Maar nou wil hy niks anders as net graad 1 toe gaan nie. Die lewe is maar trappies, die graad 1, 2, 3 en so gaan ons aan. Maar klaar met laerskool, dan dink ons, as ek net kan klaarmaak met laerskool, weet jy wat, dan gaan ek hoërskool toe. En dan terugklim ons die trappies, 8, 9, 10, so gaan ons aan. En as ons in hoërskool kom, as ek net kan universiteit toe gaan, net vrystelling kan kry om 'n lekker universiteitslewe te hê, dan het ek dit gemaak en dan kom ek daar en dan, as ek net hierdie kan klaarmaak, kan ek vir my 'n regte beroep kry. Ek kan in die lewe ingaan, begin om 'n sukses te maak van myself en dan kom ons in ons beroep in en ons begin weer heel onder. Dan klim ons weer, ons klim weer en dan kom ons agter hierdie leer raak net al hoe langer. En dan eendag wil ons aftree. Ons almal droom van aftree. En dan tree ons af en dan kom ons agter die leer bly maar lank. Ons kom net nie daar uit nie. So waarna droom jy? Hoekom droom jy so? As jy net nooit daarby uitkom nie. Nou gieftes, ek dink dit is die vraag. Dit is hierdie vraag wat ons teksgedeelte vanoggend aanspreek. Ons bevind onsself in hierdie teksgedeelte in 'n spesifieke konteks. Ek wil hê jy moet eers kennis neem daarvan. Jesus is besig om met fariseërs te praat. Hulle bring 'n aanklag teen Jesus. Hulle sê vir Jesus, jy hou jouself so heilig, maar jy eet saam met sondaars en tollenaars wat die belasting invorder. Hulle was van die slegste mense. Jy weet die eerste gebod, kan jy onthou wat die eerste gebod is? Jy mag van die Here jou God geen afbeelding maak nie. Al die tollenaars, hulle het gewerk met muntstukke met die gesig van die keiser op. Daar's 'n afbeelding van 'n afgod.
So daardie tollenaars kon nie eers die eerste gebod nakom nie. En hierdie mense is die mense saam wie Jesus sit en eet. Ons weet uit ander evangelies dat die tollenaars het hom gesê, hy eet saam met sondaars en wynsuipers, terwyl by Leefi die tollenaar gaan eet het. Dan vertel Jesus 3 gelykenisse, 2 kortes en 1 lange. Hierdie is die langste een van die 3. Die eerste gelykenis wat Jesus vertel is, hy sê vir hulle, as jy 100 skape het, en 1 raak weg, wat maak jy? Jy gaan en jy los die 99, jy gaan soek die 1, jy kom terug, en jy vier fees, omdat die 1 wat verlore gegaan het, jy teruggekry het. Jesus sê dan, jy het 10 muntstukke, 1 raak weg in die huis, jy maak die hele dag die huis skoon op soek na daardie 1 muntstuk, as jy hom kry, sê die teks vir ons, die dames, hulle roep al hulle vriendinne, al die huisgenote en hulle gaan vier fees, omdat hulle die 1 muntstuk teruggekry het. Jesus maak herhaaldelik die argument dat hy is op soek na iemand. Hy is op soek na iemand. Hy is op soek na iemand wat verlore gegaan het, wat verdwaal geraak het, soos 'n skaap wat verdwaal het, soos 'n muntstuk wat in die huis verlore geraak het. Hy is op soek na jou. En dan hierdie derde gelykenis begin hy vir ons te verduidelik. Hoe lyk so 'n verlore skaap? Hoe lyk so 'n verlore muntstuk? En vanoggend wil ek nie die tradisionele pad volg met hierdie teks nie. U het hierdie preek al baie gehoor. Hierdie preek kan ek nie beter doen as baie van die ander preke wat u al gehoor het nie. Ek wil nie fokus op die feit van hoe die pa die seun ontvang nie. Dit het u al gehoor. Die seun hoor dat sy pa hom met groot liefde en met groot omhelsing en met 'n groot soen ontvang. Ons weet hoe die Here ons ontvang. Maar vanoggend wil ek oor die eintlike draaipunt van hierdie verhaal praat. Die regte kern. En dit kom, geliefdes, in die middel van 'n varkhok tussen pele. Dis waar dit begin. Sien, hierdie verhaal gaan oor al daardie droomwense wat hierdie jong man gehad het. Hierdie jong seun het gedroom van 'n lewe en gehoop hy gaan iewers uitkom en 'n sukses maak van homself. Hy was so opgewonde, hy gaan vra vir sy pa vir daardie erfgeld wat hy nog nie toekom nie. Hy vat dit en hy spandeer dit alles uit. En hy kom nie tot vrede en geluk nie. Hy bereik nie daardie droomlewe wat ons van hoor nie. En weet jy wat gebeur? Teksgedeelte is so slim. Jesus is so slim as hy sy gelykenisse vertel het. Teksgedeelte sê 'n hongersnood breek uit. Hoeveel keer, geliefdes, as ons op pad is iewers heen en ons probeer om 'n sukses te maak van iets, hoeveel keer gebeur daar dinge wat nie in ons beheer is nie, wat so groot is buite ons beheer dat dit ons verpletter. Dit is wat Jesus sê, dit is nie maar net bloot die keuses wat hierdie seun gemaak het nie. Ja, hy was op soek na 'n spesifieke lewe, hy het weggetrek uit die huis uit, na 'n ver land toe, om iets van homself te maak, en iets buite sy beheer gebeur. Iets ver buite sy eie beheer, 'n hongersnood. Dalk was u in 'n beroep, dalk is u nou vandag in 'n beroep, dalk vanoggend is u van ons boere hier wat dit nog nie behoorlik gereën het nie. En jy kom agter, die dinge wat nou gebeur, is so buite my beheer. Nou wat nou? En dan, ja geliefdes, dan word hierdie seun tussen varke ingestuur. Dit is soos 'n klap in die gesig van enige Jood. Wat se tipe Israeliet of Jood pas varke op vir 'n lewe? Jong, jy kan slaaf wees, nee. Ek sê vir julle, meeste slawe in daardie wêreld het hulle self ryk geag teenoor hierdie verlore seun. Want hulle het nie nodig gehad om varke op te pas nie. Was niks meer onrein, niks meer vernederend
vir 'n Israeliet om varke op te pas nie. En hier is hy, in die middel van 'n hongersnood, besig om varke op te pas. En die enigste uitweg wat hy aan kan dink, is om pele te eet. Het jy al gesien hoe lyk pele? Wie van u weet hoe lyk pele? Die pele van die Bybel lyk maar so. Ek wonder wie van u sal dit graag wil eet. Enigiemand wat hulle hand wil opsteek? Wie van julle wil dit hê? Kliphard, ek wonder hoe sou hy dit eet? Maar hy het gehoop, gewens, hy kon net een van daardie string pele kry om te eet. Al sou dit half onmoontlik wees. Die teksgedeelte sê vir ons, hulle het hom nie eers toegelaat om dit te doen nie. Hoe laag is die laagste? Hoe lyk die laagste punt van 'n mens se lewe? In Engels praat ons van rock bottom. Hoe lyk rock bottom? As hy nie eers net skape of varke moet oppas nie, maar hy mag nie eers eet wat die varke eet nie. Jy is slegter as 'n vark, want 'n vark mag eet, maar jy mag nie eers hulle kos eet nie. Hoe verskriklik. Hoe ver moet jou lewe gaan, voor jy wakker skrik? En agterkom, die droom wat jy gedroom het, is net 'n droom. Sien baie mense se lewens werk so uit. Is nie net die verlore seun nie. Ongelukkig is hy deel van 'n groter statistiek. Hy is deel van meeste mense se statistiek. Ons dink ons is iewers heen op pad. Maar dit is altyd net te ver. En ons is besig om agteruit te boer, geliefdes. Ons word die einste mense wat varke oppas. En wanneer, geliefdes, gaan jy op die plek kom, wanneer jy nie eers meer die varke se kos kan eet nie? Dit is hier. Dit is hier tussen die pele. Dit is hier tussen die pele waar Jesus se gelykenis 'n wonderlike impak op jou mag hê. Die teksgedeelte sê vir ons, hy kom tot inkeer. Hy bekeer homself. Die Engels sê vir ons, die New International Version is 'n pragtige manier om dit te stel. Dit sê, he came to his senses. Hy het wakker geskrik. En hy sê, ek gaan nie môre nie, ek gaan nie oormôre nie, ek gaan nou terug na my pa toe. Ek gaan nou terug na my pa toe. Want daar het selfs die dagloners genoeg om te eet. Ek is dalk nie meer sy seun nie. Ek is dalk dood vir hom. Maar ek gaan nou terug, want ten minste daar sal ek genoeg hê. En die teks sê vir ons herhaaldelik, sonder ophou, sonder om enigstens te huiwer, gaan hy dadelik terug na sy pa toe. Dadelik. Sien, geliefdes, wat die gelykenis ons leer vanoggend, is dat Prediker ook reg was. Prediker het ons gewaarsku keer op keer, dat al hierdie dinge wat ons jaag in die lewe is maar 'n gejaag na wind. Maar Prediker help ons, hy sê, as ek geweet het, daar's een ding, net een ding in hierdie lewe wat werklik sin maak. En dit is om die Here te dien. Om die Here te dien is al wat werklik sin maak. Alles anders is 'n gejaag na wind. Hierdie jong verlore seun het gekyk na sy lewe, na die trappe wat hy probeer klim, na die lewe wat hy voorgewens het en het agtergekom, hy het dit eintlik nog altyd gehaat.
As hy maar net sou kon stil raak en besef wie sy vader was en wat hy in sy pa gehad het. Vanoggend weet ek nie waardeur u gaan nie. Weet nie waarna u wens of waarop u wag nie. Weet nie waarna u kyk in die toekoms met die hoop dat dit sal gebeur nie, maar geliefdes, ek sê vir u, dis tyd om tussen die pele wakker te skrik en jouself te bekeer. Terug te gaan na jou pa toe. Die pa wat jy nog altyd gehaat het. Na die hemelse Vader toe, wat jy meer lief het, as wat jy vanoggend kan besef. Wat die hemelse Vader gee vir jou wat jy nodig het. Nie wat jy wil hê nie. Sien, hierdie jong seun het baie dinge gedink, hy kan kry deur wat hy wil hê, waarin hy wil gaan, wat hy wil doen. Maar sy pa het al die tyd geweet wat hy nodig het. Geen wonder, geliefdes, ons bid vir daaglikse brood nie. Ons bid vir daaglikse brood, want te veel brood, geliefdes, sal maak dat die brood vrot en ons sal honger ly. Vanoggend wens ek, jy kan tussen die pele sit en wakker word. En besef waaroor hierdie lewe werklik gaan. Jesus sê, jy kan jou liggaam oefen. Jy kan baie gaan oefen by die gym, sê hy. Maar as jy nie aan jou gees gaan aandag gee nie, dan gaan jy mekaar in sak. As jy nie na die Here toe draai nie, kan jy baie dinge gaan doen, maar jy gaan niks vind nie. Jy gaan net nog 'n ding vind om te jaag. Geliefdes, dalk het jy vanoggend nodig om dit te hoor. Dalk het jy nodig om te hoor dat al jou drome is vir eens en vir altyd verby. Maar dit is nie 'n slegte ding nie. Dit is nie 'n verskriklike ding nie. Dit is dalk die beste ding wat met jou kan gebeur. Maar dalk vanoggend mag jy besef, dat al gaan jy nie kry wat jy gehoop het en gedroom het voor nie, dat die Here gaan vir jou gee, die lewe gee, wat hy vir jou bestem het. Jy was nog altyd 'n kind van God. En as jy vanoggend na die Here toe terugkom, onthou hoe die pa die verlore seun ontvang het. My seun was dood, sê hy, en kyk, hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. As Jesus hierdie gelykenis vertel, dan sê hy vir daardie fariseërs, daar is baie verlorenes daar buite, verlorenes, baie mense op wie ek op soek is. Die Here Jesus is op soek na jou. Maar as jy tussen die pele lê, dan sê Jesus, ek is nog nooit te ver om na toe terug te keer nie. Jy ken die pad. In Johannes 14 dan sê Jesus, glo in God, glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, dat ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie, en as ek gaan, dan ken julle die weg na die plek waarheen ek gaan. Dan is dit daardie ou twyfelende Thomas, kan julle hom onthou? Thomas kom en hy sê, Here, hoe sal ons dan nou weet? Hoe sal ons dan nou weet om terug na daai huis toe te kom, waartoe u gaan? Wat sê Jesus? Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So tussen die pele, as jy Vaderhuis toe wil gaan,
Vanoggend wil ek u aanmoedig. Draai na Jesus toe. Gaan na hom toe. Vanoggend dalk vir die eerste keer in 'n lang tyd, gaan op jou knieë en nader Jesus Christus wat sy lewe vir jou gegee het. Kom tot inkeer. Word wakker. Daar is genade vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend terug na U toe. Ons het teen U gesondig, verkeerd gedoen in U oë. Al ons kanse het ons opgebruik, gesoek na iets wat nie moeite werd is nie. Maar hier tussen die pele, hier tussen die varke, waar daar niks meer hoop oor is nie, Here, kom ons na U toe. Ons vra U, Here, en gee vir ons weer genoeg om te eet. Neem ons honger, maak ons versadig. Neem ons dors, Here, les ons dors, sodat ons weer vrede mag hê, sodat ons weer tuis mag wees in die huis van ons Vader, sodat ons weer, Here, vreugde mag hê. Here, ons weet dat ons was 'n skaap wat eens verlore geraak het, soos 'n muntstuk verlore in 'n huis. Nou ken ons die weg, Here, en die weg is daar by Jesus. En ons draai na U toe, Here, sodat ons weer mag tuis wees. Omhels ons, Here, hou ons vas, soos in hierdie gelykenis, soos 'n pa wat sy kind optel, soos 'n pa wat sy kind vashou. Hou hierdie gemeente vas, Here, en gee ons genoeg om van te leef. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing 'n baie toepaslike lied. Ek dink 'n lied wat bestem is vir hierdie lied, vir hierdie teks. Ons sing saam lied 510, genade, onbeskryflik groot. Geliefdes, ontvang die seën van die Here.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, ek het maar net 'n paar enkele afkondigings vanoggend. 'n Verjaarsdag, die 8de Februarie is 'n Gert Fourie se verjaarsdag. Baie geluk Gert met jou verjaarsdag. En dan die 9de is 'n Fred Potgieter se verjaarsdag. Die 10de is Shanae Henschel, ek het haar ook vanoggend hier iewers gesien, daarbo, baie geluk ook met jou verjaarsdag hierdie week. En Annetjie Potgieter, sjoe, dit gaan 'n moeilike verjaarsdag wees vir tannie Annetjie. Dan ook geliefdes, die 12de is André Cornelius se verjaarsdag en dan ook Almarie Supra, Dion van der Merwe en dan ook Elmarie van der Westhuis. En baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here ook julle ryklik seën. Die 13de is Annelie Klaasen en dan ook Jaco Geldenhuis. Baie geluk ook Jaco met jou verjaarsdag hierdie week. En dan ook oom Bux Meyer. Oom Bux ook baie geluk. Die 14de is Michelle Kok en dan ook Sonja Oosthuizen se verjaarsdag en dan ook geliefdes Jaap van der Westhuizen se verjaarsdag. Is dit nou Jaap senior of junior? Weet julle? Senior. Baie geluk Jaap ook met jou verjaarsdag. Dan geliefdes op ons kalender, daar is weer die Dinsdagoggend 9uur is daar Bybelstudie en dan sal daar nie aand Bybelstudie hierdie week wees nie. Dan is daar ook bloedskenk van 1uur af, ook op Dinsdag van 1uur af is julle welkom om te gaan bloedskenk. Die 11de is daar weer NASV vergadering, 9uur die oggend, en dan die 13de bak die NASV pannekoek, so ons hoop is lekker reënerige weer, en dat ons lekker pannekoek kan bak. Dan geliefdes op die 15de, dis volgende Sondag, het ons weer gemeentevergadering, na die erediens, en daar is ook vanoggend spesiale deurkollekte, vir die NASV se studieleningfonds, so asseblief dra ook daarvoor by. Dan geliefdes wil ons u asseblief ook uitnooi, asseblief, ons wil u elke keer herinner, die 28ste Maart is die 3 van die Bestes opvoering, dit is een van ons kerk se groot fondsinsamelingsprojekte, asseblief koop 'n kaartjie, kom ondersteun ons daarmee, dit gaan 'n wonderlike aand wees, ek sien baie uit daarna, ek het gehoor hulle sing wonderlike musiek, ek het gaan kyk bietjie op YouTube, hulle sing baie mooi, asseblief, gaan neem deel daaraan, is net R250 'n kaartjie, gaan kry ook sommer in die saal, vir u ook 'n boekie, waar u kan help om kaartjies te verkoop, ons sal bly wees as u ons daarmee kan help, ons beoog om 'n hele paar kaartjies te verkoop, maar ons kan dit nie sonder u doen nie, so asseblief, help ons daarmee, om hierdie ook 'n groot sukses te maak. Dis dan al van my kant af geliefdes, Wyk Jerusalem skink vanoggend vir ons tee, mag julle 'n wonderlike Sondag verder hê. Ek wil vra geliefdes, as die kategese Stefan, as julle klaar is, asseblief, ons sal die kerkraad roep, as julle hiernatoe moet kom, asseblief, as ons kan kyk om selfs voor 11 te begin met die vergadering, sal ek bly wees, ons het kerkraadsvergadering vanoggend. Totsiens geliefdes, mag die Here by julle wees.